Dat is een goeiemôre. Gaan het goed met julle almal? Knik maar net so vir my, dan gee dit dan vir my 'n redelike aanduiding, julle is okay. Baie welkom vir almal en ons vertrou julle gaan 'n wonderlike tyd hê saam met ons en wel ons gaan 'n wonderlike tyd hê. Ons is hier om die Here te aanbid. Wat 'n beter tyd kan jy nou voorvra? Nee, ons is hier om die Here te dien. En so ons gaan vanoggend is heel wat dingetjies wat gebeur vanmôre en die mense wat aanlyn inskakel, baie welkom en dan nou vir mense wat vir die eerste keer saam met ons kuier hierso. Julle is ook welkom, hoor. Baie welkom. So ek wil gou-gou begin met 'n paar aankondigings en ek wil hê jy moet nou mooi luister want jy gaan na al hierdie aankondigings sê kan ons nou net pause kry. Dis so 'n klomp aankondigings en ek moet nou al hierdie goed onthou. Maar die eerste enetjie en dis belangrik. Volgende Sondag en ons praat nou al 'n rukkie oor. Volgende week Sondag hou ons groot dankfees. En by hierdie dankfees gaan ons saam kuier bietjie na afloop van die diens en ons gaan 'n bietjie 'n hamburger saam eet, hamburger braai. Ons braai die patties hierso en ons eet saam en daar's 'n slaaitjie en daar's 'n bietjie van 'n nagereg. Maar jy moet vir ons asseblief kom sê of jy dit gaan bywoon of nie. Dis vir ons gemeente, dis nou nie vir die hele woonbuurt nie, dis vir ons mense. So as jy lidmaat is van ons gemeente, kom eet gerus saam. Dis volgende week se dankfees. En dan net belangrik, ons gaan nou nie volgende week as ons nou hierdie dankfees het, gaan ons nou nie staan ons korrelgoed was hier by die kerk nie. Wie wil nou eet en dan kom staan ons korrelgoed was? Of is daar mense wat wil? Julle moet maar net sê. Maar vir daai rede moet jy jou eie eetgerei bring kerk toe. Bring jou eie eetgerei, bring jou eie mandjie en jou eie eetgerei en dan vat jy daai goed so huis toe en dan kan jy dit die Sondag aand laat as almal nou in die bed is, dan begin jy net maar die goedjies was. En by jou huis. So jy gaan dit by die huis doen. Bring jou eie eetgerei en bring bietjie drinkgoed saam. Ons gaan hier so lekker kuier. Die kinders gaan hier agter. Daar's vir hulle slip and slide en daar's vir hulle lekker. So, dit gaan 'n lekker dankfees wees volgende naweek. As jy nog nie jou naam opgegee het nie of die mense, die hoeveelheid mense wat gaan bywoon nie. Hierso is my vrou hier voor. Gee asseblief jou naam vir my vrou om dit by te woon. Staan net vinnig dat hulle net sien. Daar sy. Hulle het nie jou gesig gesien nie. Hulle het jou klere gesien. Okay. Goed. Okay, ons tweede dingetjie. So volgende week, die dankfees, die tweede dingetjie en vanaand, wat is die tyd? Johan, hoe laat begin ons vanaand? 6:00. Nou vanaand 6:00 het ons Next Gen diens. Dis 'n diens deur ons jong mense, maar vir almal. En ons het vir Giovanni Afrika wat kom gesels vanaand en hy kom ook 'n getuienis lewer. En in steede van om nou vanaand die heruitsending van die Springbokke se oorwinning oor Ierland vanaand te sit en kyk en jy weet nie wat om met jouself te doen nie, kom kerk toe. Johan is hy's 'n snoepie. Nee? Hy's 'n snoepie ook. So en kom luister na Gio, sy naam is Gio en hy gaan ook sy storie vanaand kom deel en vertel. En dis nie net vir die jong mense nie, dis vir almal. So kom asseblief en bring spesifiek die jong mense saam vir vanaand se diens. Okay. En dan 'n volgende dingetjie. Julle bly nog by my, né? Ja, volgende dingetjie. Ons manne bediening. Hulle het hierdie naweek hulle afsluiting. Eerskomende Saterdag, die 6de Desember. Is ek reg? Waar is ek? Dis oor 2 weke. Ekskuus, is nie hierdie Saterdag nie. Ek's bietjie vinnig. Dis oor 2 weke. Die 6de, dan gaan hulle 4x4. Hulle gaan 4x4 ry en dan gaan hulle ietsie eet daar en hulle braai en is vetpret om te sien hoe val die manne vas daar op die sand en hulle help mekaar uit. Vrouens rol net hulle oë en dink, regtig.
Okay, maar dit is pret hoor, maar die manne, kom asseblief en dan bespreek by die kerkkantoor, wie gaan saam, jy hoef nie noodwendig 'n 4x4 te ry om saam te gaan nie. As jy wil saamkom, ons maak vir almal plek. So, Helgard, wil jy net vinnig staan? Helgard, hy is die leier van ons mannebediening. Gee jou naam vir hom, of gee dit asseblief by die kerkkantoor. Baie dankie. Goed, dan die volgende enetjie, sien julle, dit gaan nou vinnig. Volgende enetjie, ons uitreike span, hulle hou 'n klere verkoop, en nou weet ek, baie van ons mense, hulle bring ou klere, dan bring hulle dit kerk toe, so nou vat hulle hierdie klere, en dan daai Saterdagoggend, die 6de Desember, gaan hier 'n verkoping by die kerk wees. En dan gebruik hulle die opbrengs van daai klere wat hulle verkoop, om weer mense te help wat behoeftig is. So, bring asseblief, as daar enige tuinhulp of huishulp, of versprei asseblief hierdie woord. Ons stuur dit ook vir julle, via WhatsApp, stuur ons vir julle hierdie boodskapies, en dan versprei dit asseblief, en help ons om die woord net so uit te kry daar buite. Items, jy koop 'n broek of 'n hemp, hulle kan kom koop vanaf R10, dit is amper weggee. Maar kom ondersteun dit asseblief, en kom ondersteun vir Lynn Roo, wat dit reël, ons sal dit vreeslik baie waardeer. Goed, tweede laaste dingetjie, môre aand, het ons 'n nuwe lede gesprek, môre aand om 6:30 by die kerk. So, jy is nou al 'n hele ruk wat jy hierdie kerk, jy kom na die kerk toe, en jy kom kyk die kerk uit, en jy kom kyk die pastore uit, en jy kom kyk almal uit, en nou hou jy van wat jy sien, en jy wil nou graag amptelik deel word van die gemeente. Dit is vir ons belangrik, dat jy amptelik die stap neem, en sê ek wil deel wees van hierdie kerk, en hierdie gemeente, plaaslike gemeente. So kom luister dan, maandag aand, 6:30, kom vind net meer uit oor die gemeente, maar laat weet weer eens vir ons, net of jy kom of nie, en stuur vir ons 'n boodskap of 'n WhatsApp na die kerkkantoor, wat se nommer jy nou al by die tyd op jou selfoon gestoor het, hoop ek. Okay. Goed, en dan ons heel laaste dingetjie, dis die laaste maand, nee, is nie die laaste maand nie, dis ook nie die laaste naweek nie, dit is die tweede laaste naweek, maar ons gaan vanoggend 'n gebed doen vir ons sendelinge, en die van julle wat bewus is daarvan, ons het 'n hart vir sendingwerk, of wêreldevangelisasie, en die Here maak dit vir ons moontlik as 'n gemeente, dat ons mense daar buite kan ondersteun wat wêreldevangelisasie doen. En so gaan ek dan nou vir Jeanette kom sommer vorentoe, en dan gaan ek vir Jeanette vra om net vir ons 'n gebed te doen vir al ons sendelinge vir wie ons ondersteun. Dankie Jeanette. Dankie. Goeiemôre. Ek het actually baie min terugvoering gekry van waar die sendelinge almal op hierdie stadium is. Ek wil net hê ons moet dink aan veral aan Erika. Maar mamma is nou hierso, ek dink donderdag aand oorlede, woensdag aand. So sy moet vlieg nou vandag terug van Rusland af vir die begrafnisreëlings en al die dinge. So Merinda bly nou alleen daar agter in Rusland om met al hulle werksaamhede daar voort te gaan en vir al die opleiding wat hulle daar doen met pastore. Ons het nuus ook gekry van die Dolman gesin, Eugene en Talita daar in Nepal in, en dit is net amazing wat die Here en die Heilige Gees besig is om daar te doen. En hulle vra ook vir ons vir voorbidding van al hulle uitreike, en ook waar daar 'n verkiesing in die land gaan wees volgende jaar Februarie, dat dit ook alles te rustig sal wees en dat daar nie onlus en allerlei moeilikheid sal wees nie. Ek weet nie, is dit nie al terug van Thailand af? Maar hy was ook op 'n hele paar van die lande daar in Thailand gewees, en ons bid vir hom, en ook as hy terugkom vir sy veilige terugkeer, vir François en vir John, veral John wat nou ook daar in Amerika is,
dat die Here vir elkeen van hulle sal lei en bewaar en ook hier teen die einde van die jaar veilig sal terugbring om die Kersseisoen saam met hulle families te wees. Kom ons sluit die oë. Abba Vader, ons wil net kom dankie sê dat ons vanoggend vir elke een van hierdie sendelinge aan U kan opdra en bid Here dat U hulle paaie sal gelyk maak, dat U hulle veilig sal bewaar en ook met U hand van bewaring oor hulle gesondheid sal hou, daar waar hulle ook baie kere in gevaarlike omstandighede is. Ja, ons dankie ook vir pastoor Walters wat veilig teruggekom het van Rusland af, Here, en dat U met elkeen van hulle sal wees. Here, want ons weet dat die duiwel rondloop, die vervolging wat daarso van die Christene in China is en van hierdie ander lande. Here, ons het hier 'n land waar ons vryheid van godsdiens het, waar ons kan kerk toe kom, ons kan Bybel lees, ek vrylik kan ontbid, sonder enige gevaar van om in tronke gestop te word. Here, en ons dink aan hulle wat vir hulle geloof in hierdie dag in tronke is. Here, wat wreed mishandel word. Here, wat selfs doodgeskiet word. En dat U vir hulle die krag tot oorwinning sal gee. Dankie, Here, dat ons al hierdie dinge aan U kan opdra en weet, O Heilige Gees, dat U vooruitgaan en dat U ook met hierdie mense elke dag sal wees. Amen. Terwyl jy net nou so bid, dink ek, weet tans, dis nou nie, dit het nou niks met sending uit te waai nie, maar in ons land op hierdie oomblik, soos wat julle nou, die van julle wat die nuus volg en sien wat gebeur in die wêreld en so, dis belangrike vergaderings wat op hierdie stadium afspeel. Nou, ek gaan nou nie politiek praat nie, maar wat ek net wil hê is, ons moet bid vir ons land. Ons moet bid vir ons land. Hier is nou G20 beraad en daar's dinge aan die gang en baie woelinge in die wêreld, maar ook hier in ons land. En hierdie is belangrike tyd. Dis 'n belangrike tyd. En die woord van die Here sê, bid vir julle leiers. Bid vir julle leiers, die manne in gesagsposisie. So, kan ek vra dat ons net 'n gebed doen ook vandag. Hierdie G20 beraad wat plaasvind en ek weet, ons gaan nie politiek praat nie, daar's soveel menings, maar ons moet bid vir ons leiers en vir ons president, vir onderskeiding en dat die Here vir hom leiding sal gee. Kan ek julle amen kry op dit? Is dit reg? Kom ons maak dit ons oë toe. Kom ons bid ook hiervoor. Here, vanoggend wil ons kom in ons land na U toe bring, Suid-Afrika. En ons doen dit deurlopend. In die week, ons sien hierdie goed, ons sien die goed wat gebeur in ons land. Ons hoor al die praatjies en baie van dit is baie negatief, baie sinies. En Here, daar is soms rede tot kommer, maar U woord sê, as my volk oor wie my naam aangeroep is, hulle self verootmoedig en bid en my aangesig soek, dan sal ek hulle land genees. Ek sal kom en ek sal die land genees. En Here, nie net vir ons land nie, maar die wêreld oor. Daar's genesing nodig. Dit is nodig, Here, dat leiers U sal aanroep. Maar vanoggend spesifiek wil ons bid vir ons eie land en vir president Ramaphosa en sy mense en sy leiers en sy adviesgewers. Here, kom deur die Gees en bring helderheid, nugterheid en leiding en insig en 'n openheid, Here, dat hulle sal erken en sê U is God en dat hulle sal luister vir U leiding en ons wil ophou opinies hê oor alles, Here, en meer bid vir ons leiers. Ons wil bid vir hulle elkeen, vir elke politieke leier en almal betrokke en staatsleiers by hierdie beraad wat tans gebeur. Here, kom en doen iets goeds, doen iets iets goed, iets konkreets en laat goeie dinge van hierdie vergadering en beraad na vore sal kom. Nie net vir ons land nie, maar vir almal wat deelneem aan dit. En dankie, Here, dat oor die wêreld heen ons U kan vertrou, dat mense by Jesus sal uitkom en sy liefde en goedheid sal ontdek en hom sal aanroep as verlosser. En ons eer U daarvoor en ons weet, Here, ons vertrou U vir iets moois wat van voortspruit uit hierdie dinge wat nou gebeur en afspeel. Ons eer U daarvoor, Here. Amen. Amen. Goed, staan asseblief saam met my. Groet net iemand saam met jou, haal diep asem en glimlag. Sê net môre vir 'n paar mense.
Gee julle om as ek nou net 'n slukkie water vinnig vat. As nie baie praat. Gee ook 'n slukkie. En alright. Ons gaan begin met 'n lied. Nee, dis eintlik 'n lekker ou liedjie. Van ons ouer mense gaan sê, man, ek is so bly vir hierdie lied vanoggend, maar die lied sê, ek staan verbaas oor die liefde van Jesus van Nasaret. Ek wonder of jy nog verbaas is oor sy liefde en sy genade vir jou en oor jou lewe. Kom ons gaan hierdie sing dit saam met ons. Ek staan verbaas oor die liefde van Jesus van Nasaret. Ek wonder dat hy vir 'n sondaar soos ek was ook liefde het. Hoe wonderlik, verbasend groot en ek sing vir altyd bly. Verbasend groot was sy liefde ook vir my. Hy dra my sonde en smarte asof hy dit self verdien. Hy sterf van Golgotha's kruis, die bittere dood alleen. Wonderlik, verbasend groot en ek sing vir altyd bly. Wonderlik, verbasend groot was sy liefde ook vir my. Kom ons sing, as ek eendag in die hemel, as ek eendag in die hemel ook sy aangesig mag sien, dan sing ek deur al die eeuwe, nooit het ek sy liefde verdien. Hoe wonderlik, verbasend groot en ek sing vir altyd bly. Hoe wonderlik, verbasend groot was sy liefde ook. Ons sing het nog eenmaal. Hoe wonderlik, verbasend groot en ek sing vir altyd bly. Wonderlik, verbasend groot was sy liefde ook vir my. Ja, amen. Amen. Sing dit weer saam met my net hierdie koorgedeelte. Hoe wonderlik, verbasend groot en ek sing vir altyd bly. Hoe wonderlik, verbasend groot was sy liefde ook vir my. Dis een ding om te sing oor sy liefde, maar dis een ding om te weet, hy het jou lief. En dit te ontdek. En dis ons gebed, dat jy dit sal ontdek. Dat God het jou baie lief. En hy het 'n lewe vir jou in gedagte en in stoor, wat jou grootste verwagtinge oortref. Sy liefde vir jou. Nou ja, ons is in 'n maand wat ons praat oor dankbaarheid. En hier is 'n Psalm 1 wat sê, geseënd is die mens wat weier om te wandel in die weg van die goddelose, maar wat sy behaag vind in die Here. So God se wil en droom is dat ons geseëndes sal wees. En ons is dankbaar ook as hy ons seën van die groot tot die klein dingetjies in die lewe. Ons is dankbaar vir sy seëninge. Kom ons sing hierdie lied.
ons sing, geseënd is die mens. Geseënd is die mens wat weier om te wandel in die weg van die goddelose, wat nie lus het om te luister na die ligsinnigheid van die spotter. Geseënd is die mens wat onrustig raak as hy omring word met die sonde, wat met 'n onverdeelde hart die Here dien. En sy behaas in die woord van die Here, en hy bedink dit dag en nag. Daarin vind hy sy vreugde, daarin lê sy krag. Hy sal wees soos 'n boom wat by die waterstrome staan. Sy blare bly groen deur elke seisoen, en dit wat hy doen dra die vrug van die seën van die Here. Kom ons sing weer. Geseënd is die mens, geseënd is die mens wat weier om te wandel in die weg van die goddelose, wat nie lus het om te luister na die ligsinnigheid van die spotter. Geseënd is die mens wat onrustig raak as hy omring word met die sonde, wat met 'n onverdeelde hart die Here dien. En sy behaas in die woord van die Here, hy bedink dit dag en nag. Daarin vind hy sy vreugde, daarin lê sy krag. Ja, hy sal wees soos 'n boom wat by die waterstrome staan. Sy blare bly groen deur elke seisoen, en dit wat hy doen dra die vrug van die seën van die Here. Geseënd is die mens, geseënd is die mens wat weier om te wandel in die weg van die goddelose, wat nie lus het om te luister na die ligsinnigheid van die spotter. Geseënd is die mens wat onrustig raak as hy omring word met die sonde, wat met 'n onverdeelde hart die Here dien. Kom ons sing. En sy behaas in die woord van die Here, hy bedink dit dag en nag. Daarin vind hy sy vreugde, daarin lê sy krag. Ja, hy sal wees soos 'n boom wat by die waterstrome staan. Sy blare bly groen deur elke seisoen, en dit wat hy doen dra die vrug van die seën van die Here. Van die seën van die Here. Van die seën van die Here. Ja, amen, amen. Ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n offergawe, en wanneer ons vanoggend ook gee, dan is dit ook 'n demonstrasie en net 'n respons van ons kant af om te sê, Here, U seën ons, alles wat ons het, alles wat ons is, kom van U af, en ons gee vir U, ons gee vir die werk van die Here. Het gaan nie oor hoeveel ek gee nie, maar dit gaan oor dat ek gee. God is nie net 'n gewer nie, maar hy leer ons ook dat ons gewers word en nie net vat nie. En so vanmôre is hier 'n geleentheid om te gee vir die werk van die Here met 'n dankbare en 'n blymoedige hart. En die Here seën jou ook terwyl jy vanmôre gee. Sing saam met my weer hierdie refrein van hierdie lied. Sy behaas in die woord van die Here, hy bedink dit dag en nag. Daarin vind hy sy vreugde,
daarin lê sy krag. Hy sal wees soos 'n boom wat by die waterstrome staan. Sy blare bly groen deur elke seisoen, en dit wat hy doen dra die vrug van die seën van die Here. Kom ons sing dit nog eenmaal. Sy behaag en sy behaag in die woord van die Here. Hy bedink dit dag en nag. Daarin vind hy sy vreugde, daarin lê sy krag. Hy sal wees soos 'n boom wat by die waterstrome staan. Sy blare bly groen deur elke seisoen, en dit wat hy doen dra die vrug van die seën van die Here. Van die seën van die Here. Van die seën van die Here. Is daar geseëndes wat vanmôre hier in die kerk is? Geseëndes van die Here? Ja. Sing saam met my hierdie lied. Miskien is dit vir jou onbekend, maar is baie maklik eintlik. En ons gaan ons fokus rig tot die Here en net sê, word U verhoog. Laat U roem vermeerder oor die hele aarde, ook so in my lewe. U roem. Sing saam met my. You are the Lord, the famous one, great is your name in all the earth. The heavens declare you're glorious, glorious, great is your fame in all the earth. For all you've done, and for all you've done, and yet will do, with every breath I'm praising you. Desire of nations and every heart, you alone are God. Kom ons bely dit. You alone are God. You are the Lord, the famous one, the famous one. Great is your fame in all the earth. The heavens declare you're glorious, glorious, great is your fame in all the earth. The morning star, the morning star is shining through every eye, and every eye is watching you, revealed by nature and miracles. You are beautiful, you are beautiful, you are beautiful. You are the Lord, the famous one, great is your name in all the earth. The heavens declare you're glorious, glorious, great is your fame in all the earth. And you are the Lord, the famous one. You are the Lord, the famous one, great is your name in all the earth.
is your name in all the earth. You are the Lord, the famous one, great is your name in all the earth. The heavens declare you're glorious, glorious, great is your fame in all the earth. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Kom ons sing dit nog eenmaal. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. The last of all. Kom ons sing dit. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And it's your breath in our lungs. It's your breath in our lungs. And we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. And we pour out our praise to you, only you. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Kom ons sing, you give life, you give life. You are love, you bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. And it's your breath, it's your breath in our lungs. And we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you, only you. Great are you, Lord. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And I lost them all the earth will shout. Great
your breath. Kom ons sing dit 'n laaste maal. It's your breath in our lungs, and we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you. It's your breath in our lungs, and we pour out our praise, pour out our praise. It's your breath in our lungs, and we pour out our praise to you. Only you, great are you, Lord. 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 Ja, amen. Great are you, Lord. Here, U is hoog en verhewe. U is ook heilig. Sing saam met ons hierdie. U is heilig, heilig. Daar is geen ander soos U. U is heilig, heilig. Aan U bring ons saam die eer, en vir ewig en altyd. Vir ewig en altyd wil ons U aanbid, met hande omhoog U bemin. In U teenwoordigheid hier voor U is waar U genade my vind. Kom ons sê, U is heilig. U is heilig, heilig. Daar is geen ander soos U. U is heilig, bring ons aan die vir ewig en altyd sal ons U aanbid, met hande omhoog U bemin. In U teenwoordigheid hier voor U is waar U genade ons vind, en vir ewig en altyd. Vir ewig en altyd sal ons U aanbid, met hande omhoog U bemin. In U teenwoordigheid hier voor U is waar U genade ons vind, is waar U genade
aanvaar die genade ons Ja, amen. U is heilig, Here, ons aanbid U vanmôre. Ons aanbid U nie omdat ons goed voel vanoggend nie. Ons aanbid U vanmôre nie noodwendig omdat ons behoefte het aan iets nie. Ons aanbid U vir wie U is. Ons aanbid U want U is heilig. U is gedig. En die roem en die heerlikheid strek oor die hele aarde. Dis hoekom ons U aanbid vanmôre. Dit is wie U is en U verdien ons hoogste lof. U is heilig. Dankie Here. Word verhoog vanmôre hier in ons midde. Dat elke persoon in hierdie gebou of wat ingeskakel is aanlyn iets van die skoonheid, iets van die grootheid, iets van die genade, iets van die heiligheid sien en beleef. Dankie Here. Amen. Baie dankie, jy kan jou sitplek neem. Soos julle kan sien, is ons besig met 'n reeks oor dankbaarheid en al vir 'n paar Sondae. Is julle dankbare mense? Is julle? Ja, ek glo so, ek vertrou so. Is ons voorreg om vanoggend vir Chris Malan en sy vrou is ook hier, Mientjie, om hulle saam met ons te hê. En ek gaan nie 'n vreeslike inleiding gee tot wie hy is nie, want hier's van julle wat hom beter ken as wat ek hom ken, dink ek. En julle is al langer bewus van sy storie. Maar ek het net goeie dinge gehoor, vandat ek sy naam gehoor het, vandat ek hom ontmoet het. En hy kom hier van Kleinmond se kant af, en hy was self 'n predikant, en hy is 'n predikant, maar hy gaan vanoggend sy storie met ons deel. En dis 'n man na wie jy kan luister. Kan ek gou net vir julle dit sê? Ek het al 2 keer saam met hom koffie gedrink ook. En dis 'n man hy's 'n beleese man. Hy het ook, ek wil net vir julle sê, hy het ook sy doktoraal gedoen en hy doen op hierdie oomblik opleiding in narratiewe terapie. Nou die van julle wat nie weet wat dit is nie, moenie vir my vra nie. Gaan kyk wat Google sê. Narratiewe terapie. En maar ek weet nie of hy dalk iets gaan sê daarvan nie. Hy gaan dalk ietsie daarvan sê. Chris, kom asseblief, kom bedien vir ons. En dankie. Kom ons klap met vir hom hande en sê net welkom. Dit is maar benoud om hier voor te kon staan met mense wat 'n ou nog leer ken. Die ouens wat die PowerPoint wys kan maar. Ek is maar 'n prentjie ou, so ek sit al my gedagtes in prentjies in woord. Kom ons maak ons oë toe voor ons saam ook na sy woord luister. Abba Vader, u grootheid het ons so pas in die worship kom oorweldig. Ons kon ervaar dat ons in u teenwoordigheid staan. En net hoe bevoorreg is ons u gunste ontvang en u genade oor ons spoel. Vrymaking, genesing. U lankmoedigheid met ons, u aanmoediging deur die Gees en woord.
Maar U bemagtig ook, U bekragtig ook en U rig ons ook opnuut op. Waarheid wat ons vry maak. Autoriteit wat U aan ons herstel. Vrymoedigheid, boldness, parousia, wat U aan ons toeken deur die Gees. O Here, daardie borrelende vreugde en lewe in ons is eintlik onbeskryflik. Maar Here, dan wanneer U daai lig in ons aansteek, dan straal dit eintlik uit ons gesigte en uit ons hande en uit ons voete uit, waar ons loop, wat ons doen, hoe ons praat. Ag Here, mag U ook in en deur vanoggend ons ook so maak dat mense daar buite sommer en te makliker U glorie in ons kan sien. Amen. My mond word baie droog deesdae as ek praat. Ek weet nie of dit ouderdom is en of dit 'n klomp pille is wat ek elke dag moet drink nie. Ek wil graag buiten ietsie van my storie ook skrif met jou deel. So wegspring dat dit nou nie vir jou vreemd is nie. Beloof ek nou vir jou vanmôre, jy ken meer Hebreëse woorde as wat jy dink jy doen. Wie ken Amen? Hy is eintlik Aramees, né? Kyk hoe braai is julle. Nou, en die mooi is, hulle het nie probeer, soos wat hulle om al die tekste oorvertaal het, totdat ek en jy nou Afrikaans het, om probeer oorvertaal in Latyn en dan Duits en dan Engels en dan Afrikaans nie. Hulle het hom net so gehou, daar's 'n grand woord daarvoor. Kom en wat sê Aramees of Hebreëse woorde ken jy nog? Halleluja, ja, dit is halal en ja, wat saamgevoeg is, mooi, so eintlik ken julle Jahwe ook, daar's nog een. Kom maar nog, nou word dit moeilik. Kom aan Matteus 23, Jesus bid in Getsemane. Abba, Vader. Abba. Nee. Wat van Maranatha? Wat van Hosanna? Wat van Talita Kumi? Nee. So klop gaan net jouself op die skouer, né? 6, ten minste 6. Aramees, so ek wil graag vanmôre vir jou ten minste nog 2 leer. Is dit reg so? Ek wil net graag saam met julle die mooi skrif lees, is Psalm 103. Ek het hier die aanhaling van the Passion Translation. Ekskuus, daai teks heel regs het bietjie die font uitgespring, maar ons kan hier links die teks lees. King David's Song of Praise. Die vertaling sê ook, it's a song of my father's love. Is dit nie mooi nie? With my whole heart, hier so staan dit voor my. With my whole heart, with my whole life, and with my innermost being, I bow in wonder and love before you, the Holy God. Yahweh, you are my soul's celebration. How could I ever forget the miracles of kindness you have done for me? Julle kan maar amen sê intussen as dit praat na jou toe. Amen is mos nou 'n Arameese woord. Oorspronklik was sy bedoeling om 'n spyker vas in te slaan in sy plek. So wanneer iemand 'n waarheid verkondig, kan jy hom maar vat en nie vasslaat met 'n spyker. Dit is wat jy doen as jy sê amen. You kissed my heart with forgiveness. Oh, dis mooi. In spite of all I've done. You've healed me inside and out from every disease. You've rescued me from hell and saved my life. Prys sy wonderlike naam. You've crowned me with love and mercy. Ek gaan daai 2 woorde nog vir jou leer, gesed en regem. You satisfied my every desire with good things. You've supercharged this morning my life so that I soar again like a flying eagle in the sky. Nou die teks langsaan en dink ek is van 'n Morgan ou wat net sê, man hierdie is die mooiste van mooiste psalms oor Abba Vader se liefde, gaan geniet hom in verskillende vertalings. Blaai vir my, dan sit die Afrikaanse teks. Ek was sommer net die eerste stukkie nou op fokus saam met jou. Loof die Here o my siel
En alles wat binne in my is, sy heilige naam, loof, sien julle sy herhaling, is dieselfde woord, loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade. Sommige net vinnig, op jou regterkant Barak, of julle kan Baruch ken, dit is daai loof, dis om te kniel, om God te loof as 'n gebaar van aanbidding en verwondering, en daar kom iets van oordadigheid grootliks by. Nou sê gou in jou hart Baruch of Barach. En sien jouself waar jy kniel in aanbidding voor die Here en jy's oordadig in jou lof en jou dankbaarheid. Die tweede woord wat gemerk het is vergeet, en vergeet nie een van sy weldade nie. Daar regs, shakach, salig onbewus. Hoe kan ek en jy leef? As ek en jy moet elke asem teeg, bewus is van sy goedheid. Hoe kan ek salig onbewus wees daarvan? Om te vergeet, gebrek aan onthou. Wie van julle is nou oud genoeg om vir Lorika reg? Wat is daai liedjie vergeet om te onthou? Wat om te hou om te, né? Daai ene. Nou, ek en jy moet bewustelik leef en onsself herinner aan die Here se goedheid in ons lewe. Ek dink daaruit vloei eenvoudig dankbaarheid. So om nie ons leef met 'n bewustheid vol van sy goedheid. En dan nou die woord wat ek bietjie wil op fokus is weldade. Dis 'n bietjie 'n ourig Afrikaanse woord. All good things het ons nou net gelees. Weldade is gamal of gamla, is 'n enkelvoud. Gamlot is 'n meervoud om te bederf. Oh wow. Om nie te vergeet dat die Here jou bederf. Om te begunstig. Dis so 'n bietjie, man, julle mos nou al op hierdie social media en banking apps het jy nou al beneficiaries geskep, nee. Nou dis daai ding, 'n begunstigde. Ek is die beneficiary, ek is aan die ontvangkant om te bevoordeel, oordadig te skenk. Sien julle, daar kom die oordadig van bo, kom weer hierso. So hou net daai gamal vas, blaai vir my, en dis mooi. Nou die lettertjie aan die begin van daai woord, gamla of gamlot, is 'n gimel. Hy lyk so in Hebreëus, amper so iets, en elke Hebreëse letter het ook 'n prentjie aan hom. Nou Gimel het eintlik 2, ek gaan nou die ander een gee, julle sien hom daaronder, dit lyk soos 'n mannetjie wat kan hardloop. Hierdie letter het 'n noue verbintenis met loving kindness, is dit nie mooi nie? En daarom is die prentjie van 'n mannetjie, een betekenis van die letter Gimel is liefdevolle goedheid, né, loving kindness. Die letter self is die prentjie van 'n man wat na iemand toe hardloop om liefde en goedheid aan te bied. En dan kan ek aan niks anders dink as die pa van Lukas 15 wat na sy seun toe hardloop. Wat daarvan niks verdien het nie. Geen aandeel daarin gehad het. Daar was 0 rede in die antieke tyd kon daai pa eenvoudige blinde oog draai dat sy seun daar by die hoekpaal staan om weer op die werf te kan kom. Sy pa mag in daai tyd hom eintlik weggejaag het, om totaal geïgnoreer het. Julle ken die verhaal. Sy pa hardloop na hom, na Gimel. Hy het iets wat hy vir hierdie seun van hom wil gee, al verdien hy daarvan niks. Sê gou amen. Verdien daarvan niks. En hy kom net met hierdie ooraanbod, hierdie oordadigheid van weldade wat hy vir hom gee. Jy kan maar weer blaai. Nou 'n interessante. Presies dieselfde hier is nog 'n baie treffende prent vir my van die pa en die seun. Nou wil ek gou vir iets leer in Hebreëus. Ek is nie so vreeslik braai met die taalkunde nie, maar julle weet 'n genitiewe vorm is mos om te behoort. Nou hierdie is nou my water. Dis my water, om dit so te sê. In Hebreëus het jy dit glad nie. In Hebreëus is daar nêrens 'n skryfvorm wat sê dis my kameel. Okay, ek 'n minkie ry 'n Volkswagentjie. My kar, daar is nie so 'n vorm in Hebreëus nie. Hulle gebruik hierdie, kom ons sê voorvoegsel, li of law. En dan sê hulle, law Chris, so it's unto him, it's unto Chris. Hierdie water is nie my water nie, hierdie water is unto me. Dis asof in alles wat ek sien, iemand het dit vir my gegee. Alles is 'n gift.
me. Ek kan nêrens daar sê, wat dis myne en dis myne en dis myne en dis myne nie. Alles wat ek en jy, it's unto me. Iemand begunstig jou. Iemand het na jou toe gehardloop en 'n weldaad aan jou gedoen. En toe gaan lees ek die Afrikaanse teks, hy werk mooi in Afrikaans, kyk nou wat sê daar. Maar die pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom. Sit vir hom 'n ring aan en trek vir hom. Sê gou net loof die Here. Alles is unto him, vanaf die Vader unto him. Ek en jy is die gunsontvangers, ek en jy is die begunstigdes, ek en jy is die beneficiaries, ek en jy is absoluut net aan die ontvangkant. Kom vir my weer blaai. Nou ja, weldade was in die meervoudsvorm, so nou moet ons daar kyk, is daar 'n lysie. Hoor nou wat skryf die psalmskrywer, ek wil nie een van die weldade, meervoud vergeet nie, dit is hy wat skus tog, het julle mooi gelees? Party van jou sondes, miskien 'n paar, net daai kleintjies, of so kom ons onderhandel met die Here, kan hy net daai klein sondetjies vergewe? Wat gaan ons met die groot nie? Daar is die klein en groot nie. Hy wat al my sonde vergewe, die Hebreëse woord daar shalach, nooit word dit gekoppel aan die mens, ek vergewe jou nie, shalach is uniek God, net hy doen daardie vergifnis, sê gou amen, en prys sy groot naam. Nooit is daai kan 'n mens te doen wat God vir my en jou doen nie. Die tweede ene, al my siekte genees. Julle ken Yahweh Rofe, Exodus 15, presies dieselfde ene. Hy wat my red. Nou red is nie 'n mooi vertaling nie. Goel is eintlik redeem. Nou ons moet een keer daaroor gesels van die graf. My met troue liefde, daar is gesed, na loving kindness, ontferming is regem, kyk hoe mooi sê Engels, tender mercies, hoor, crown, kom, voel gou daar op jou kop, kom, want elkeen van julle, dra vanoggend daardie kroon, ons word gekroon met sy loving kindness, sy mercies never ending, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Jy kan jou eie lysie gaan maak. Ek het sommer so papiertjie by die deur vir jou gegee. Jy kan net nou daar begin jou lysie maak. Jy kan maar weer vir my blaai. Sommer net. Luister ons net, that's fine. Hier effe. Ja. Begin draai. Here we go. That's it, sleepvoete, nie? Onthou sleep, vir al die linkervoet. Sleep hom. That's it. That's it. Nou on sleep, keep the motion going. That's it. Keep going. You're doing good. There you go. Keep going. Nou on sleep, onthou die knie te sluit. Sluit die knie. Sluit. Lovely. Keep going. Dan druk jy die ding in die hoek in. En jy begin bietjie draai. Lovely. Draai. Draai hele pad. Bring bout agtertoe en sit. Fantastic. Hoe vir eerste ding? Jy kan hom maar stop. Ek weet dit is nou 4 jaar dat COVID verby is. En met vir my partykeer gevoel of die wêreld net aanbeweeg. Terwyl COVID elke dag nog by my is. Ek is geneig om bloedklonte te vorm, so ek is al 11, 12 jaar wat ek bloedverdunners drink. 2 insidente baie jare terug in ICU beland daardeur en so ek en Minkie het geweet as COVID kom, moet ons my baie goed oppas, omdat COVID veral ouens se longe aangeval het. So die eerste golf het ons omtrent weggekruip. Toe ons daar na eenslag in die Spar op Kleinmond is, aan die ander kant van die vrieskaste, saam 'n vriendin van die VG gemeente, en ek is so opgewonde om net nog iemand bekend te sê, ons het COVID oorleef.
het om 2 weke later ernstig siek te word. My seun en sy verloofde het afgekom van Mpumalanga, albei siek, albei het hulle Komsif-jare in Mpumalanga gedoen en hulle het werk hier in Hermanus en Somerset gekry. Hulle was op pad terug en in die laaste week in die staatshospitaal het albei siek geword aan COVID. So toe hulle hier land, moes hulle vir daai 10 dae afsonder en hulle het albei herstel. So baie van ons ken daai 3 dae siek en dan die 11 dae siek en as jy dit kan oorkom. Ek weet daar's baie van julle wat COVID erger as ek beleef het. So hierdie is maar my storie. Ek het 'n vriendin in Hartenbos wat in 8 dae se tyd haar seun en haar man verloor het. My broer en suster is almal in die gasvryheidsbedryf. Gastehuise bo in Gauteng en vir 3 jaar niks. So COVID het almal op verskillende maniere geraak en miskien leef jy nog met die finansiële nagevolge daarvan. Ek het redelik vinnig gespiral toe ek siek geword het. Ek dink die Vrydag, die 20ste, die moes die 19de wees, ek is die 18de positief getoets. 2 dae later het die ambulans my kom haal en Hermanus toe gejaag. Hier was nie 'n bed beskikbaar vir my nie en het my net teruggevat huis toe. Maar dokter Sikker hier by ER, wat van Betty's baie afry elke dag, het die oggend by ons huis gestop en toe was ek eintlik nie meer by my bewuste nie. En hy het vir Minkie gesê dat hy sal sorg dat ek 'n bed kry. En binne 'n uur het die ambulans my kom haal en gebring. Geliefdes, daai stuk was verskriklik. Gevoel soos daai suurstofmaskers, het soos 'n seekat gevoel om jou gesig en jy het 'n koors pyn aan jou wat net skrikwekkend is en jy lê so in proning en jy het net gewens dit wil eindig. Ek het min bewustheid van die tyd wat ek hier in Hermanus gelê het. Ek kan onthou, ek het een keer net so opgekyk toe die dokter hier by my was, die internis. En ek het hom gesê, dokter, nou moet jy my red, nee, help nie, jy moet my nou red. En ek dink 10:00 daardie aand het hulle my in 'n koma geïnduseer en my aan 'n ventilator gekoppel. Ek was nog vir 2 weke in die koma. En die maandag het ek 'n massiewe hartaanval onder die koma gehad. COVID het soveel klonte in my longe veroorsaak en daar was 2 kroonare wat vernou is en dit was die 2de keer. Welkom, ek gaan net terug die Saterdag, Vrydag opgeneem, die Saterdag is ons seun se troudag. Toe is alles toegesluit, hulle het by 'n vriend sy huis in Kleinmond getrou en die oggend het Dr. Von Zeuner vir Minkie gebel en gesê hulle moet nie voortgaan met die huwelik nie, want ek gaan nie vandag maak nie. En om ons seun se troudag op my sterfdag te hê, sal nie goed wees nie. Die Here het my deurgedra, die maandag, die massiewe hartaanval en 4 dae later was my regterlong so geperforeer, deurgevreet van die infeksie, dat my regterlong ook plat geval het. Julle het daar wat ek loop, het julle gesien die sny, seker omtrent 'n maand daarna, kon hulle my eers in Vergelegen opereer om my long te herstel. Hierdie foto is geneem in die koma tyd in Hermanus. En daar is geneem in Vergelegen. Julle kan sien op die regterkant van my bors, hier was 3 dyneringspype deur my ribes in my long in. En die pyn was ondraaglik. Ek het elke dag vir 4 goed gebid, dalk 5. Ek het gebid net die krag om deur die pyn van daai dag te kom en ek het intens gebid dat daar nie nog infeksies kom nie, want ek het in isolasie gelê omdat ek net elke soort infeksie gehad het en
Hulle het sulke moonsuits aangetrek, hulle het nie aan my geraak nie. Ek het so gesmag dat iemand net hulle hand op my skouer kom sit, hulle het net verbygestap en al die metertjies gaan stel. Want as jy 'n infeksie het, hardnekkige infeksies, en dan sit net weer 2 weke terug, en ek wil net uitkom. Ek het daar my bewustheid begin kry, maar soos julle kan sien, ek het geen beweging in my lyf gehad nie. My linkerhand kon eers beweeg, en toe my regterhand 'n bietjie. Goed, jy kan maar blaai. Psalm 16 is die eerste mooi woord wat ek vir jou wil leer vanoggend. En ons sien hom daar in die eerste reeltjie vers 5. Here, my erfdeel, my nat, my beker, U bepaal my lot, die meetsnoer het vir my in lieflike plekke. Wie van julle ken daai versie uit jou kop uit? Die meetsnoer het vir my op lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi, daar is nou die ander vertalingse woorde. U sal nie toelaat dat U troue volgeling. Sien julle, sy woord is gesied. Net daai gesed, daai loving kindness, soos hy loving kindness vir my gee, is ek die gesied. Hy gee vir my gesed, ek is die gesied, ek is die ontvanger van gesied. So in Hebreëus, ek is die gunsontvanger van die Here. Ek is die loving kindness ontvanger. Sê gou dit vir jou, iemand wat langs jou sit. Ek is die ontvanger van sy loving kindness. Ek is sy gesied. Dit staan daar, ek is 'n gunsgenoot. Dis nou die swaar Afrikaans, maar ek is die beneficiary. So ek wil graag sien, so ek was 4 weke hier in Hermanus, in daai skrikwekkende koorspyn, groot dele nie bewus nie, toe hulle my in die koma induseer vir daai weke natuurlik glad nie bewus nie, die hallusinasies was skrikwekkend, toe ek daar uitkom, was dit nog vir 'n week of 2 by my, so ek kan, dis drogbeelde van die tyd hier in Medikliniek. Ja, en dan as jy begin bewus word, daai stuk vernedering, dat ander mense, jy kan niks doen nie, ek lê daar, al my spiermassa verloor, al my fermheid, ek kon niks doen nie, alles word vir jou gedoen, jy voel verneder, jy's 'n groot mens, ander mense moet jou skoonmaak, dis skrikwekkend eigenlijk. Ek sê die side shows is amper slegter as die siek wees. Blaai mag gou weer van my. So daar is die woord, skus die fonds skrik spring bietjie. Hy is nou heeltemal de mekaar. Die woord wat ek vir julle gewys het, menat, is nie dadelik herkenbaar nie. Eintlik is die Hebreëse woord, ek wil dit net te moeilik maak, vir porsie, die Here is my portion, the Lord is my, dis eintlik 'n ander woord, dis gelek. So dit vang dadelik jou oog hier, hoekom is dit nie gelek hier nie, dit is menat hier. Dan moet jy eintlik meer nuuskierig maak. Ja, natuurlik is daar meer woorde wat meer beteken. Een woord kan mos meer dinge beteken. Maar is interessant dat hulle nie die gewone een nie, want oral in die skrif waar daar staan the Lord is my portion, is dit gelek. So hoekom hierso menat? In Psalm 16 geliefdes, is nie toevallig nie. Is my en Minkie se trouteks gewees. Verlede jaar hierdie tyd, en dis 2 jaar na COVID. So ek was in Hermanus 4 maande, toe kon hulle my oorsit op 'n mobiele ventilator 2 ure hier oor die berge, om by vergelegen uit te kom, daar te thoraxchirurg, my borskas oopgemaak en herstel, en toe kon ek eers begin herstel en gesond word. 5 weke nog daar spandeer, waarvan 3 weke in 'n step down. Ek het gebid vir die pyn, om dit te dra vir die infeksies, en ek was baie bang om step down toe te gaan, want my liggaam kon niks doen nie. Ek het gevrees dat hulle goed gaan van my vra, en ek kan net nie, my liggaam is gone. Ek het nie die krag om my frame reg op te hou nie. En om in beweging te gaan, hulle begin jou mobiliseer, dat hulle skuif my met planke van my bed af op 'n stoel, en dan kan die stoel nou in sy stoelvorm gaan. Net om 15 minute te sit, is ondraaglik pynlik. Al jou organe moet weer in hulle plekke in sakse hulle. En dan sit jy vir 'n halfuur, en dan sit jy vir 'n uur, skrikwekkend. En dan moet jy begin loop. Daai was na weke se poging. Kon ek 10 tree, dit was die begin van April, ek is 21 Januarie in,
En daai was in die eerste week van April toe ek nog. So my seun het die 6de Maart is die venue oop hier buite kan Caledon. So ek het my seun se eerste troue gemis en 3 maande later was ek nog steeds in die hospitaal. Kon ek ook nie dit bywoon nie. So waarom is hierdie besonders? Lees gou die blou blokkie. Minat, daar is hy, en hy kom van Hebreëse woord 4487 en dit beteken porsie, die Here is my porsie, 'n toegekende dele, 'n allotment, so dis hierdie deel is Christene, daai meetsnoere, hulle het letterlik in die ou tyd afgemeet en hier is jou erfporsie en afgemeet en daai stuk grond is jou. En dit is al daai tyd die meetsnoere. En ek het uit by die huis gekom op 9 April en ek het so na myself, ek het uit die kar uit geklim met 'n raampie, ek kon net met ondersteuning loop en my seun wat my fisio was by my en Minkie en ek dink, Here, is dit nou my erfporsie? Ek kan nie, weet nou of ek weer ordentlik sal loop, ek met 'n dropvoet uitgekom, hulle het so spring in my skoen gesit om net my voet op te tel. Die stoei oor wat die Here alles kom stroop van jou op 55. Ek sê, Here, waarom hierdie beproewing nou? Ek het al soveel deurgemaak, waarom? Wat is die doel u hiermee? Jy kan maar blaai. Ek het vir 1 jaar en 'n half probeer om nog my werk te doen. Ek was in voltydse bediening. Die laaste 7,5 jaar in Kleinmond. En daartoe 'n dag gekom wat ek met 'n gemeenteleier 'n gesprek gehad het en hy het eintlik maar 'n groot vet swart koutjie gevat en 'n streep getrek deur 30 jaar se bediening. En ek het daai dag geweet ek is klaar met die kerk. Minkie het in die kombuis gestaan, sy het die gesprek gehoor. Ek het daar in die bank gesit en gehuil asof ek neem nou afskeid. Dis 'n afskeidhuil, nou is ek klaar. En ek het hom gaan afsien by die hek en teruggekom en ek en Minkie het vir mekaar gekyk en ek het vir haar gesê, liefie, en nou is ek klaar. Met tradisionele kerk wees. Eintlik moes ek nie verbaas wees, ek het 30 jaar gebid dat die Here my moet losmaak. En toe antwoord hy my gebed. Blaai gou net vir my enetjie aan, Johan, voor ek na hierdie enetjie kyk. Ja, eerst enetjie, ek het net aanhoudend gebid vir die Here se hand oor my, toe ek daar die kar uitklim die dag toe ek terugkom by die huis. Toe staan ek daar en oor die 200 mense so in die straat rondom ons huis kom staan. En ek het geweet, elkeen van hulle en honderde ander gelowiges het gebid en net daar gee die Here vir my 'n prentjie van sy hand oor my lewe. Weer en weer en weer. En weet julle wat sien ek toe, dat sy hand is opgemaak uit pixels. En elke pixel is 'n gebed. Van daai vriende wat daai oggend daar gestaan het en honderde, duisende het gebid. En dit het sy hand gevorm oor my lewe. So ek wil vir jou sê, as jy ooit gedink het jou gebede is onnodig, is 'n pixel in die beantwoording van die Here. Ek was 2 predikantvriende of 2 bedieningsvriende het albei woord gekry dat my herstel sal vinniger wees. Nou dit lyk nie so nie, omdat ek met soveel dinge moes worstel, maar daar was 'n merker wanneer sou hulle die pyp uit my keel kom haal, 1 week vroeër gebeur. Dan sit hulle vir jou 'n traggie in dat jy kan sluk en kan praat. 1 week vroeër is hy uitgehaal. Alles het toe die bal begin rol na die operasie, het alles letterlik 'n week op die dag vroeër gebeur. 'n Woord wat waar word. En 'n jaar nadat ek terug is, kon ek 'n Minkie 'n groep mense wel as vriende wat al saam met ons Israel toe en Turkye toe getoer het, die 7 gemeentes en einde 2022 kon ons dieselfde groep vriende na die passiespele in Oberammergau neem en ook 5 dae in Pole tot by Auschwitz gaan toer met hulle.
Kan maar weer vir my blaai. Ag, ek wys heeltemal te veel prentjies. Waarvoor is ek dankbaar? Wel, die Here het vir my baie geleentheid gegee toe ek daar lê en bewus raak, my bewustheid terugkry. En die eerste ding was, Chris, jou verhouding met my is nie reg nie. 30 jaar in die bediening. En die Here is nie besorgd oor dit wat ek daar doen nie, hy is besorgd oor hoe lyk my intieme verhouding met hom. Sê gou amen. Abba Vader het nie behaag in my en jou se performances vir hom nie. Hy het alleen behaag dat ek en jy naby hom sal wees. Onder sy vlerk sal wees. En dit sal 'n ander getuie wees. Die tweede ding wat die Here my kom gee daar is, hy het so op die seer gedruk en gesê, al jou naby verhoudinge. Nou kan ek nêrens hier hol nie, ek kan nie hol nie. En ek het vir Minkie laat kom, of ek het haar onverhoeds gevang, want sy het elke dag vir my kom kuier en ek kon vir haar jammer sê. Ek kan nie altyd as my bruid behandel nie. En my pa gebel dat hy kom en ek het vir hom gesê, jammer pa, dat ek jou nie altyd eer soos ek moes nie. En ek het my broer laat kom en my skoonsis laat kom, maar ek het hulle deurgewerk. En ons kon 'n nuwe begin maak met 'n klomp dinge. Maar wat ek veral dankbaar was, is Rema woord van die Here. Julle weet wat is Rema woord, daai woord uit sy woord uit. Ek het gesmag daarna, dat gelowiges en vriende van my woord bring, want glo my vrou, ek beleef, ek het niks anders aan hom vashou, behalwe sy woord wat hy vir my gee. Ek het dit ingeslurp, ek was honger daarna, ek het vriende gesmeek, ek het vir Minkie gevra om 'n vriendin wat 'n stryd met kanker gehad het, en sy het gereeld die Here se aangesig opgesoek, het gesê, gaan vra vir Annelies, sy moet by die Here hoor wat is sy woord vir my. Want ek het nie hierdie verstaan nie. Ek het nie verstaan waarom bring hy hierdie beproewing weer oor my, en ek wou verstaan, wat meen hy hiermee, wat wil hy hiermee? Nietemin, Jeremia 29:11 ken julle almal wat die Here so mooi sê, ek weet wat ek vir jou beplan, en ek wil amper sê, is dit u plan vir my? Om my te kom stroop van alles, my fisiese vermoë is gestroop. Ek wil nog vir die wet challenge met 'n lekker pot tennis, maar ek kan nie meer spring, ek kan nie dien nie, hierdie spiere is afgesny. Ek sê maar vir pickleball moet challenge, David. Ek is lief vir tuinwerk, maar ek moet op my kant lê, omdat ek nie my postuur regop kan hou en so kan werk nie. Ek is gestroop van dit, ek moes my werk bedank. Al my sekuriteit is gone. En ek verstaan nie wat die Here met dit wil regkry in my lewe, en as ek so arrogant kan wees, nou. Nou Jeremia 29:11, mag Shavot Shalom, ek weet wat ek vir jou beplan, mag Shavot, sê die Here, Shalom, mag Shavot Shalom. Maar as hulle 'n ander dag, en op die eindig hy met Tikwa Ageriet, 'n hoopvolle toekoms. En Ageriet, die Here kom sit Ageriet so net voor my, want daar's 'n ander mooi boodskap rondom Joshua en Caleb en Ageriet daar, maar Ageriet kom staan nie voor my, want Ageriet is nie maar net die einde nie, of toekoms nie, 'n hoopvolle toekoms nie. Die woord beteken eintlik dit wat hierna kom. Sê gou amen vir daai mooi. Ek weet nie wat sou hierna kom nie, dit het net vir my donker gelyk. Dit het vir my hooploos gelyk. En die Here kom sê, Chris, net die vorige sinnetjie, voorspoed en not to harm you. Die Here het eendag my kom bedien met daai woord, sê, Chris, wow, jou perspektief is verkeerd. Hierdie, it's not to harm you. Sê gou amen, hoe mooi is dit, hy kom troos my siel, daai dag gesê, it's not to harm you, Chris. En jou bekommernis 'n jaar terug van nou af, né? Was ek so bekommerd oor wat voor lê. Hoe gaan ons finansies uitwerk? Ag, ek het ure se getuienisse oor wat die Here vir ons daar gemaak het. Nou as ek 2 skyfies terug gaan, daai minat kom eintlik van manna af. Kom aan, ken julle daai woord? Manna.
Ag ek kan nou vir julle lank verduidelik. Manna is mos like, wat's dit? Dit klink soos jou tiener aan die etenstafel. Nou mamma het nou net so die green stuff ingeskep en die kind sê, wat's dit? You know, dit eet. En dis wat die Israeliete, ek meen hulle het terugverlang na die vleispotte van Egipte. En die spread wat die Here in die wildernis gee, like, wat's dit? So ons veronderstel om dit te eet. Hoor nou mooi, nou manna, daar's Egiptiese basisse tot die woord en Hebreëus, dit beteken nie net, dis twee woorde, manna, dis eintlik 'n vraag en 'n antwoord, ag, ou kan nou lank daarin wees, basically kom maar dan neer, buite dat 'n vraag, wat is dit, het daarin ook die woorde van, like, okay, dis nie van hier nie, it's not indigenous, so ek kan nie sê, dis nou hierdie gommerige vogtigheid aan die bossie, of dit is dit, mens kan nie dit verklaar het nie, sê gewoon amen. Hulle moes sê, like, wat, okay, dis nie indigenous, dit kom nie van hier nie, dit kom van ver af. Okay, like, ag, die Psalms praat van lechem hashamayim, dit is brood uit die hemel uit. En in daai week wat ek so staan en ek sê, Here, ek weet nie hoe gaan die goed uitwerk nie. Kom die Here 2 keer en hy bedien ons met die woord manna en hy gee hom weer manna en ek lees hierdie raak, ek dink dit was by Jonathan Kahn of by Chaim Ben Torah wat nou sê, Chris, ek gaan vir jou sorg en dit gaan nie inheems wees nie, sê ek amen. Jy gaan net nie kan verduidelik waar dit vandaan kom nie. Jy sal moet erken, dit kom uit my hand uit. Ek gaan vir jou gee. Ag, ja, mooi is dit. So wil jy nie vanoggend gaan kyk, wat is jou porsie? En dan het jy nog geleer wat's manna, en dan sê jy net, ja, okay, that's from afar. Ja, okay, that's from afar. Ja, okay, dis uit Abba se hand uit. Ek gaan eer hom daarvoor. Blaai maar weer. Waar trek ons nou sien, ek gaan afsluit. Wat is my en jou se respons? Nou, ek moet bely, party dae gee ek daaraan toe. Ek het neuropatie oorgehou, toe ek eers my vrym kon regop hou en met ondersteuning begin loop en selfs daarsonder, toe ontdek ons, toe ek nou begin my spierkrag terugkry, dat ek neuropatie oorgehou. Nou, neuropatie beteken, van hier af onder toe is my bene en voete dood, en hysteries, is weird, dis dood, maar is hysteries. Ek kan nie, nou as ek moet dink, ek trek 'n plakkie aan, en daai dingetjie gaan so tussen my tone, dan is dit hysteries seer. Jy kan hard vat aan my voete, maar bewaar jou siel as jy met 'n veertjie daaroor kom. Dit voel soos lewende drade 24 uur van die dag. Toonalsknip is geloof ek die verf so van die muur wil. Nee, ek joke. Nou, dit is baie seer. Maar buiten dit het ek iets anders onverklaarbaars, glo my vryk ons by elke ortopeed en rug spesialiste. Binne in my, want die senuweebane loop binne in jou spiere, so die senuweebane tussen my bobeenspiere wat hier loop is pynlik. En dit veroorsaak hierdie is adapters na jou heup en na jou boude toe is permanent in spasme. So ek kan 3 tree loop by die huis, is mos nou lekker yskas toe, geweer yskas toe, en ek het so snackie kas, by die kredeniers het ek so snackie laaitjie, dis maklik, kan dit 'n 5 tree, maar as ek nou moet dink om 10 tree en verder, dan my dropvoet trek in 'n klou en hierdie dele in spasma, so. En dan gee ek party daaroor, ek is so moeg vir seer en sukkel, ek is so moeg om, kyk as ek opstaan, is dit pynlik of, en dan sit ek met sy manna in my hande, en ek weet ek het daarvan niks uitgewerk nie,
Nee. Ja, kom ek gee 'n simpel voorbeeld. 2 weke terug gee ek klas in Mosselbaai. Ek is deel van die narratiewe opleidingsentrum in Pretoria, Koramdeyo, hulle is gekoppel aan die universiteit. Soos 'n 2 jaar sertifikaat. Ek is een van die dosente en dan kan jy 'n sertifikaat by die universiteit kry en hulle het ook 'n kamp in Mosselbaai, so ek bied modules daaraan. En ek is Mosselbaai toe 2 weke terug. Ek moes 4 klasse aanbied in 'n werkswinkel die Vrydagoggend. Hard gewerk om voor te berei. Die Woensdag is ek af. Ek ry nog Oudtshoorn toe om by 'n vriend te gaan kuier wat oor sy hond geval het en sy kop teen die bed stamp en hy's van hier af verlam op daai oomblik. En sy dominee het gevra, kan ek by hom 'n draai maak? Hy leef met ontsettende pyn saam elke dag. So ek probeer met hom kontak hou. Maar daai nag kry ek 'n koue koors. Dis nou 2 weke terug. 6:30 die oggend, 7:30 die oggend toe ek by ongevalle in Mosselbaai. Hulle sit my oor ongevalle George. 8:00 die aand kry ek eers 'n lêplek in 'n hospitaal. Ek dink ek wil doodgaan van die koors. Nietemin, scans gedoen, CT scan, was deur die tonnel, kan nie uitvind waar's al die infeksie nie. Toe sit nou heerlike nierinfeksie, blaasinfeksie en prostaatinfeksie. Nietemin. Die pret is, ek moes nou die week my Desember sakgeld gaan verdien. Nou, is dit nou nie lekker nie. Ek het nou my pensioen wat ek kry, nou het ek sakgeld ook vir Desember. Gee weekklas man, dis heerlik. Ek kry daarvan niks. Ek kom terug met R2000 byvoorbeeld mediese rekening vir die scan wat ek moes doen. Die dame staan met haar klipbord daar sê, meneer Malan, ons kan dit nou nie doen nie, jy moet eers betaal. Dan staan sy met haar masjienkie daar. Sy help my net. Sy nou, jy moet eers betaal. Het jy al 'n scan gehad die jaar? Ek sê ja, het my rug gescan. Maar dan gaan die mediese betaal nie, dan is dit R11.000. Intussen is ek met 'n appel by SARS vir kantoorspasie wat ek kan gebruik. Nou my ou teks tannie laat weet vir my, Chris, hulle gaan nou laas jaar se kantoor goed nie herken nie. Daar jy skuld hulle nog R8.000 daar. Maar jy gaan nou ietsie terugkry en dan betaal jy die skuld, prys die Here. En as hulle nou hierdie jaar se 2 maande kantoorgebruikie erken, dan gaan jy R4.000 terugkry. As nie gaan jy net R1.000 terugkry. Ek sê prys die Here. Ek kry toe die R4.000 terug. So daar waar ek dink die ou vyand 'n gat wil los in my ou sakgeld vir Desember, nou kom die Here en hy gee dit. Ag gaan so ek duisende getuienisse vanoggend vir jou. Brandon Lake sing a beautiful song, Gratitude. Genevieve Linkowski het ook 'n beautiful weergawe. Weet nie of ons hom gaan speel nie, Johan, hy is reg. Net gou vir julle eers wys. Besing Samar die Here, julle wat sy getroue volgelinge, sien julle weer in die ou vertaling sal dit hê. Nou, gunsgenote, sing sy lof en prys, ja daar, sien julle daar, ja daar, prys, jat is jou hand. Ek en jy kan nie prys sonder om iets met ons hande te doen nie. Dis of om iets te gooi, so asseblief, vat jou gratitude en gooi dit daai kant toe. Vat jou lof en gooi dit daai kant toe. So ek en jy sit nie ons hande in die lug vir vertoon of dat ons nou oulik geestelik lyk nie. Die Hebreëus sê, vat jou hande en wys jou lof aan die Here. Sê amen daarvoor. Ja, dit is letterlik jou hand, jy moet iets daarmee doen. Sy heilige naam, gevierde naam, want sy torendier vir 'n oomblik, sy goedgesindheid, ratson, sy favor, net dit duur lewenslang. In die aand word daar aanhoudend gehuil. Ek hou daarmee aanhoudend nie. Ek is net partykeer so knieserig en so moeg verseer en sukkel. Maar teen die oggend is daar jubelkrete. Ek moet klaarmaak. Onthou julle jare terug was daar 'n olie maatskappy, en ek dink dit was 'n YouTube advertensie in Australië. Nou staan die ouens wat nou die petrolpompe se kaarte moet swipe in, die chippies en die chocolates in die winkeltjie by die garage moet verkoop, en daar kom 'n ou tannie met so 'n wielietjie karretjie in. En die karretjie squeak. Nou loop sy al die pad. Tot daar by die yskas kry die liter melk. Kom sy terug, en hier's 'n jong man agter die toonbank, hy is so gaaf, kind.
Hy het seker by die Here loving kindness geleer ken, so nou kan hy kindness leef, en hy gaan vat 'n blikkie. Nee, wat daai ou mechanics het mos so 'n tydjie, wat jy kan so stel so, en hy bid by die tannetjie, en hy olie die wielietjies. So sê hy, thank you, kind young man. En, nou kan ek onthou nie, terwyl ek met die karretjie besig is, draai sy om by die rakke brood te kry, en toe squeak sy nog steeds. Nou, ek weet nou nie waar hy die olietjie hier in die heup gaan sit nie. Maar ek wil gaan vir jou wys, sien julle hier regop geskrywe, heel onder, jubelkrete in die Afrikaans, ander vertaling sê gejuig, die Hebreeus is rena is jubelkrete, gejuig, a creaking sound, come on, as julle hier wegstap, koffie toe, wil ek julle almal hoor, nou, iets moet creep, nou, shouts of joy, is dit nie mooi nie? Nou luister ek laasweek teaching van Derek Prince, maar dit is nou ou goeters nou, het is so 'n olyfpakkie, kerkpakkie aan die das, vreeslik netjies, en hy sê, jy weet, ek het nogal 'n heftige stem, en hy wil nou die skare aan boord kry, jy weet, sê, praise the Lord, maar al wat hy doen is om dit net bietjie harder te sê, jy weet, praise the Lord, ek dink, ag nee, regtig Derek, as jy wil shout, moet jy nou nie dit doen nie, jy moet shout, nou weet ek nie of ek julle daar gaan kry nie, miskien moet ons eers gou na daai broodbladsytjie kyk. Ek wonder sommer net hoeveel dinge, nou wat is die gewone goeters wat jy hier op kan skrywe, en dan prys jy die Here daarvoor, né? Maar wat van die buitengewone dinge, né? Daai from afar. Kom aan, ek wil 'n bewustheid by jou vanoggend werk. Maak 'n lysie van die goeie goed. Dankie Here vir. Maar ek wil vanoggend veral vir jou ook, wat is daai weldade? Kom aan sê amen, wat jy ervaar het, die Here is hier by my. Dis hy wat my hier vanoggend vashou. Dis hy wat vir my moed gee om daardeur te gaan. Dis hy wat vir my voorsien hier. Dis waarlik hy wat hierdie pad vir my gelyk gemaak het. Dis waarlik hy wat daardie deur oopgemaak het. Dis die bewustheid wat ek wil jou bely. So as dit die ou woord weldade is, great. As dit manna is, great. Maar net 'n bewustheid. Nou weet ek nou nie, David, dink jy, hulle is te ordentlik om te shout? Is hulle nie ordentlik? Prys die Here. Jy gaan nie nou bloubulle shout of bokke shout nie. Ons moet nou 'n lofding aan die Here shout. Wat dink jy moet hulle roep, David? Loof sy naam. Na sy gevierde naam, sy heilige naam. O ja, kom ons doen die jat ding. Kom maar net daar waar jy sit. En dan gaan ons nou op 3 shout. Nou moet nie nou kriek, jy moet nie nou maak nie. Dit moet nou loof sy heilige naam. 1, 2, 3. Loof sy heilige naam. Sien julle, dis meer fout. Shouts of joy. Nou ek sluit af. Daar staan 'n leeu in my longe. Want gaan kyk nou die teks en ons gaan dit nou luister en dan het julle terwyl ons rustig na die luister, kan jy regtig hier skrywe vorm 'n gebed. Gaan jy die videoetjie speel of gaan jy my woorde? Okay. Ek het die woorde ook daar. So as jy dalk nie hoor nie, in die koortjie sê jy vir jou siel, kom aan, moenie skaam wees nie. Daar's 'n leeu in jou longe. Nee. So ek wil jou vanmôre uitnooi. Miskien kan jy net soveel met moedeloosheid langs my ook kom staan. En is reg. Al kan ek jou eendag leer van parakaleo, dat ons so langsom by mekaar kom staan. Maar ek gaan ook saam met jou my hand oopmaak en ons gaan bewus word van sy manna in ons lewens, anders was ek hier nie. En
dalk gaan ons nog saam net ons hande opsit. Dankie vir die voorreg om vanoggend by julle te gewees het. Ons gaan luister na die lied Gratitude en dan het jy stil tyd daarvoor. All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a heart. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I'll throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a heart. So come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me. Lift up your song, 'cause you got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. So I'll throw up my hands and praise you again and again. All that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Spreek nou oor wat wil jy doen? Ek is 'n baie gewone mens wat niks anders begeer as om soos Henog met die Here te wandel.
En ek wandel met hom in my stoei en in my hartseer en ek wandel met hom in my joy. Ek wandel met hom in my verliese en my wanhoop. En ek wandel met hom as ek voel soos wat sê Maleagi, ek is soos 'n jong vetgemaakte kalf wat huppel op die berge. Ek kan julle nie beloof dat ek daai huppel nog kan doen nie, maar anyway, ek kan maar net die prentjies sien. En ek stap eendag hier aan die strand, op die strand, my paale het daar gebly. En ek stoei met die Here oor 'n stuk onreg wat vreet aan my. My bediening het begin as predikant aan die dowes in Pretoria. So ek het baie vir hulle gevra, maar waar kom hierdie gebaar vandaan? En waar kom daai gebaar? En wat beteken hierheen? Baie keer hulle gesê nee, ons het hom geërf. So hulle kan dit nie verduidelik nie. Vir al die abstrakte goeder soos genade. Ekskuus, ek wil net gaan nie by jou belly button en dan rol jy vorentoe genade. En hulle sê net nee, hulle weet nie waar kom genade vandaan nie. En ek stap daai dag in my stoei met die Here en ek sien hoe die branders rol en breek. En die branders rol en breek en dit hou net aan en dan net aan en ek weet maar dis genade. Ek verdien daarvan niks en dit rol en dit breek net oor my lewe en dit breek net in my lewe en dit hou net aan. Dis sy weldade. Dis so groot Abba se liefde vir jou is. Hier is hy mooi. Ek en jy kan daai genade net in 'n ander rigting doen, dan word dieselfde genade word halleluja. En gebare. Wil jy dit saam met my doen? Vir sy genade respond ek in 'n halleluja. Ontvang ja opnuut, jy die gasiet, jy die beneficiary. Ek en jy is die soul beneficiaries, ons wat ingekoop is deur Jesus se bloed. Ek en jy is die ontvangers van Abba Vader se liefde, sy pure, reine liefde. Ek en jy is die ontvangers van genade, onmenslik groot. Ek en jy is die ontvangers van sy intieme nabyheid, van sy woord en gees. Ek en jy is die ontvangers van manna in 1000-foud. Mag Abba Vader vanoggend ons oë oopmaak, dat dit nie maar net krummels is nie, maar from afar. Dis gawes en dis weldade en dis voorsiening en dis sorg vanuit sy Abba hart. Amen. Baie dankie, Chris. Ek wil Minkie, waar is jy? Daarso. Die mense wat daar om haar staan, lê net 'n bietjie julle hande daar op haar. Ek wil net vir hulle ook 'n gebed doen vir hulle as gesin. Chris staan nie by my. Steek julle hande uit na hom en Here, dankie vir Chris. Dankie vir hierdie pad. Dankie vir die man wie hy is. Dankie vir hom, die gawe wat hy is, dit wat hy het om te bied. Die storie is nie verby nie. Die storie met ons is nie verby nie. Inteendeel, ons hou aan nie vas en in hierdie hele proses, Here, wil ek bid dat U vir Chris sal gebruik, daar waar hy beweeg, dat hy U mondstuk sal wees, ten spyte van die uitdagings. En ek dink aan daai versie wat sê, is iets vir die Here onmoontlik? Niks is vir U onmoontlik nie. Neuropatie. Is dit Here, ons het name vir hierdie goed gekry, maar U is groter. U is groter. Ons klassifikasies maak nie vir U saak nie. U is groter. Is iets vir die Here onmoontlik. U kan vir Chris gesond maak en te midde van hierdie uitdagings bid ons, Here, dat U sy liggaam sal aanraak. Skryf 'n storie met sy lewe, Here, wat tot eer van U naam sal strek en almal wat na hom luister en hom sien, so bemoedig en so aangeraak sal wees. Ons eer U daarvoor. Dankie vir hom, dankie vir sy vrou, dankie vir hulle gesin, dankie vir hulle mense en dankie vir wat hulle ook beteken vir U koninkryk hier op aarde. Laat die lig deurbreek in die duisternis, oral waar ons voete neersit. Dit eis ons vir U op in die naam van Jesus Christus.
Dankie daarvoor, Here. Amen. Amen. Baie dankie. Die Here seën elkeen van julle. Nie haastig wees huis toe nie, drink gerus 'n koppie koffie saam. Baie dankie. Onthou vanaand 6:00 ons Next Gen diens. Baie dankie.